Goeiemôre luisteraars. Ek sit vanmôre hier saam met Dries van die Seelklap. En ek gaan nou 'n paar vrae vra, want die Seelklap het 'n mooi uitstalling by die poskantoor opgerig en ek gaan vir Dries vra om vir ons ietsie meer daarvan te vertel. U kan gerus daarna gaan kyk. Dries, ek hoor julle het 'n seeluitstalling by die poskantoor opgerig. Vertel my, wat kan 'n mens sien op die seeluitstalling? Ja, dankie Karel. Ja, ons het maar 'n uitstalling in die poskantoor opgerig om 'n bietjie aandag te trek en aandag te vestig op die Seelklap en ook om die publiek 'n bietjie bewus te maak van die nood van die poskantoor en die nodigheid wat ons het aan 'n posdiens wat betroubaar en deurentyd sal kan diens doen. Die versameling wat ons opgesit het, is eintlik juis 'n versameling wat Karel nogal saamgestel het as 'n posprojek in 2020. Dat was hier so in Februarie 2020 toe hy die uitdaging aan die wêreldseelverenigings gerig het om vir ons pos te stuur, om ons posdiens 'n bietjie te toets en waar te neem hoe die huidige diens of die daai tydse diens gelewer is. En gevolglik het hy 'n klomp posstukke ontvang waarvan hy die datums van ontvangs en waar dit vandaan gekom het saamgestel het in 'n versameling. En ons het nou 'n uittreksel daarvan met ons in die poskantoor opgesit. Dit lewer 'n bietjie kritiek op die posdiens ook, onder andere, maar daar is ook briewe onder andere wat vertel van die goeie diens wat ons wel kry deur die land. Baie dankie. So, dit is 'n interessante greepie uit ons posgeskiedenis of ons poswese geskiedenis. En wat mense gerus kan gaan kyk en ten minste 'n bietjie diep te kry oor die toestand in 2020. Dis alweer 6 jaar gelede, maar intussen bestaan die poskantoor nog steeds en ons wil juis in ons pogings om die stelsel te herstel, wil ons graag die poskantoor weer 'n bietjie verfraai as dit enigstens moontlik is. Die gebou het 'n bietjie aandag nodig, die tuin ook, en ons wil probeer om 'n gesamentlike projek op touw te sit wat deur die gemeenskap dan gedra kan word. Ons het juis agtergekom dat ons nie die eerste of die enigste klub of gemeenskap is wat hierdie nood raak sien nie. Het opgemerk dat in Mosselbaai het 'n privaat persoon begin om die gemeenskap te betrek en die gebou op te knap, skoon te maak en te doen. So, daar is 'n gemeenskaplike soort van nood in die land om ons poskantoor te probeer red. Dries, maar nou as mense nou wil gaan kyk, waarna moet hulle spesifiek oplet oor die versameling wat daar is? Wat kan hulle sien wat besonders is? En Karel, daar is in die eerste plek het dit maar gegaan om te bepaal hoeveel tyd dit vat vir die pos om afgelewer te word.
Maar in die proses het dit toe nou bietjie ontaard in 'n toets aan die poskantoor se dienslewering. En in daai stadium is gevind dat die poskantoor se ou lese van ons lewer af nog steeds bestaan het en Hallo Mekker. Yes. Ek kyk net daarso, ek het weer vir jou 'n e-pos gevolg. en selfs ongefrankeerde, met ander woorde, pos sonder seels, het deurgegaan. Daar was 'n hele paar posstukke wat aangekom het met kersseels op in plaas van gewone seels en van tekeninge van seels wat gestempel was. Maar dit is nou meer bietjie tong in die kies. Die doel was nie om die poskantoor te probeer uitvang nie. Die doel was om te vas te stel en te bepaal wat die poskantoor nog steeds onder die omstandighede reg kry. Baie dankie Dries, interessant. Nou net vir die laaste vraag, wil jy my nie net so een of twee dingetjies sê van julle seelklub nie? En dan sluit ons daarbey af. Ja, Karel, die seelklub is tans 'n bietjie uitgedun. Ons het 'n paar lede afgestaan aan die ewigheid, aan die hiernamaals, wat eintlik baie goeie lede was, baie ou getroue lede wat met goeie versamelings kon spog. En dit is ongelukkig die probleem dat ons stokperdjie is 'n bietjie aan die oud word. Ons het nie meer jong belangstelling nie, want die poskantoor as sulks het verander in sy diens en veral weens e-posse en WhatsApps, selfone en so aan. Maar ons klub is nog steeds sterk. Ons het nou geaffilieer by die nasionale filatelievereniging en saam met die twee klubs van Mosselbaai en George het ons nou 'n nuwe filatelie streek gevorm, die tuinroete streek, en ons beplan groot geleenthede saam met die ander twee klubs. Ons gaan kompetisies hou, uitstallings hou, gaan veilings hou, ons gaan selfs partykeer 'n bietjie party hou. Maar om af te sluit, die klub self benodig nuwe bloed. Ons benodig nuwe lede. Stilbaai is 'n uitbreiende dorp en ons hoop om 'n paar nuwe afgetredenes te kan wen vir ons klub, en die saamwees van ons klompie is altyd 'n heerlike geleentheid om te kan spog met ons seels of te kan kla oor probleme wat ons het. Ons is 'n lewendige klompie by mekaar. Baie dankie Dries, dankie vir die inligting en dankie vir jou harde werk, ons waardeer dit. Ons wil luisteraars aanmoedig om 'n draai te maak by die poskantoor. Bemoedig bietjie vir Gaynor wat daar werk, sy is baie eensaam daar, en maar gaan geniet die uitstalling. Dankie.